Hallo almal, in hierdie video help ek jou met jou Junie eksamen voorbereiding. Ek bespreek vraag 5 van die 2021 vraestel. Uit die CAPS dokument sal jy nou sien dat funksies en grafieke is ongeveer 35 uit die 150. Dit beteken 23% van jou vraestel. Besef jy, dis amper 'n kwart van jou vraestel handel oor funksies. En ek weet nou nie of hierdie vir jou goeie of slegte nuus is nie, maar dit is hoofsaaklik die graad 11 funksies. Die parabool, die hiperbool, die eksponensiële funksie. En dan is daar nou net in graad 12 die inverse wat bygekom het. So ek stel voor, jy sal sien aan die einde van hierdie video, het ek ook vir jou playlists aangehak waar jy na al die graad 11 funksies kan gaan kyk op my kanaal. Hier sien jy nou vraag 5 van die 2021 vraestel en dit tel 10 punte en wat sien jy? Dit is 'n hiperbool. Ek stel voor, jy pause die video en doen gou die vraag. Onthou, as dit 10 punte tel, moet dit jou nie langer as 10 minute neem om hierdie vraag te beantwoord nie. En dan volg die verduideliking in die res van die video. Gegee, f van x is min 1 op x min 3 plus 2. Nou kom ek sê net gou vir jou, wat is hierdie? Hierdie is die vergelyking van 'n hiperbool. En die rede is omdat die x onder die lyn is. 'n Mens kyk na die posisie van die x, dan weet jy wat se funksie dit is. 5.1 skryf die vergelykings van die asymptote van f neer. Nou die eerste ene wat ons aan gaan werk is die vertikale asymptoot. En dit kry jy hieronder. Jy vat wat ook al daar staan, x min 3 in hierdie geval, x min 3, jy stel dit gelyk aan 0 en jy kry x is gelyk aan 3. En dit noem jy die vertikale asymptoot. En ek sal sommer vir jou wys hier op jou sketsie, dit gaan daai lyn daar wees. X is gelyk aan 3. So die puntjie is 3 daar en dis hoe mense hom aandui. Dan is daar ook 'n horisontale asymptoot en dit is daardie getal wat jy daar vind en jy skryf hom as y is gelyk aan 2. En so op die y-as, daar waar 2 is, gaan jy hom so met 'n stippellyn aandui en jy gee sy naam y is gelyk aan 2. En dan uit die aard van die saak 2 punte. 5.2 skryf die definisieversameling van f neer. Nou, die definisieversameling gaan oor x'e. En in hierdie geval gaan dit wees x is 'n element reël, behalwe x kan nie gelyk aan 3 wees nie, want dit is waar jou vertikale asymptoot is. Of 'n mens kan dit op 'n ander manier skryf, jy kan skryf x is kleiner as 3 of dan net x is groter as 3. En dit is vir jou 1 punt werd. 5.3 bereken die koördinate van die x-afsnit van f. Nou ja, daar's 'n reël wat sê x-afsnit maak vir y 0. So jy gebruik die formule, binne in die formule gaan jy dan nou vir y 0 maak. Waar vind jy y? Daai f van x, dit is y. So daai ene gaan jy 0 maak. As jy hom 0 maak, dan gaan jy vir x min 3 moet wegvermenigvuldig. Met ander woorde, dit beteken jy gaan daar sal x min 3 en x min 3. Met ander woorde, hierdie kant is dit 0 en hierso gaan x min 3 en x min 3 mekaar uitkanselleer en dan het jy 2 hakie x min 3. So jy vermenigvuldig die hakies uit en dan gaan jy vir x alleen kry, die min 7 gaan na die linkerkant toe, deel met 'n 2, so jy kry x is 7 op 2, of 3,5. En dan skryf jy dit mooi vir hulle, bereken die koördinate, so jy moet hom skryf in terme van 'n x en 'n y-koördinaat wat jy 0 gemaak het. En dis vir jou 2 punte werd. 1, 2. 5.4 bereken die koördinate van die y-afsnit van f. So y-koördinaat, y-afsnit maak vir x 0
Binne in jou formule maak jy vir x 0 en kyk bietjie mooi hoe ek dit geskryf. Dis die korrekte manier om dit te skryf en jy gaan nou net uitwerk. Dan kry jy 'n derde plus 2 is 2 en 'n derde of 2,33 en dan gee jy jou finale antwoord in koördinaatvorm wat 2,33 en 0 is. Dis die x, dis die y en dis vir jou 2 punte werd. 5.5 Skets die grafiek van F, dui alle asemtote en afsnitte met die asse aan. Daar het ek hom vir jou geskets. Onthou 'n bietjie, jy moet hierso by jou vertikale asemtoot kan jy insit x is gelyk aan 3 en by jou horisontale asemtoot kan jy bysit y is gelyk aan 2. En sorg maar dat jy daar op die as dit ook baie duidelik aangedui het. En dan natuurlik ook met jou afsnitte. Jou x afwys 3,5 en jou y afsnit 2,33. En dan natuurlik die vorm van die grafiek. So waar is die punte, die afsnitte, die vorm en die asemtote. En onthou, jou grafiek mag nie jou asemtote kruis nie. Vir 3 punte. Hier volg vir jou eksamenwenke. Belangrike punte by die skets van grafieke. 1. Afsnitte met die asse moet getoon word. Daar kan jy sien, ek het gewys 3,5 en 2,33. Nommer 2. Die asemtote moet duidelik met 'n stiplyn getoon word, sowel as die plek waar die lyn die as sny. Daar kan jy sien, ek het vir jou gewys en ook waar dit die as sny. Of as jy nou regtig wil, kan jy sit, dit is die lyn x is gelyk aan 3. Daar het ek gewys die asemtoot of die lyn y is gelyk aan 2. 3. Die punt vir die vorm van die grafiek word slegs toegeken as die grafiek slegs na die as neig en dit nie kruis nie. Hier kan jy nou hierbo kan jy baie duidelik sien. Sien jy hy kruis nie die asemtoot nie en dieselfde gebeur daar. Groetnis van Juffrou Pythagoras, tot volgende keer. Alhoewel ek nou in die vorige video alreeds vir jou gegroet het, wil ek daarom nou net vir jou by sê, dat vraag 6 het ek ook vir jou gemaak. As jy op die video in die linkerkantste hoek hierbo klik, dan sal dit jou direk na vraag 6 neem. Dit gaan ook oor funksies. En dan hierso sal jy ook sien op hierdie skyfie is daar die playlists van al die graad 11 hoofstukke in terme van funksie. Onthou, dit is 'n parabool, 'n hiperbool, 'n eksponensiële funksie. Daardie is baie belangrike werk vir wat jy hier in graad 12 moet ken.